vanaand se gesprek ingenooi in die eeuoue gesprek met en oor God se verbondstrou aan die hand van Matteus. Marius, ek sê by voorbaat vir jou baie dankie vir vanaand. Ek dink dit gaan baie interessant wees. Maar julle moet eers gou met my dit deel. Vandag is 'n baie spesiale dag. Julle moet dit aanteken in julle dagboeke. Vir baie jare as ons VBO praat, het ons gehoor van Communitas. Communitas natuurlik daar van Stellenbosch, die ou Buffton wat toe nou Communitas geword het wat al hulle VBO en goeters doen. En daar was 'n in Pretoria is daar Excelsis wat ook baie oulike goeders aanbied. En dan het hulle gepraat van die mense in die Vrystaat. Nou, die mense in die Vrystaat het nou 'n naam en 'n embleem. So vandag is die amptelike geboorte van die Dasku. Die Dasku is nou die handelsnaam waaronder die NG Kerk Vrystaat sy VBO programme gaan aanbied. En daar's ons op die skerm sien julle ons embleem van die Griekse woord die Dasku om te leer, 'n lerende gemeenskap. So julle gaan voortaan heelwat van hierdie naam sien en vandag is nou 'n goeie dag. Ons het 2 VBO's vandag. Ons het vanoggend begin met 'n predikantsentrum en vanaand is nou die tweede VBO wat die Dasku aanbied. So vir almal wat VBO punte wil kry, jy sal vir my 'n e-pos moet stuur na my amptelike e-posadres leon@ngkvs, staan vir NG Kerk Vrystaat.co.za en die kodewoord wat jy daar moet insit is die Dasku 2. Right, so iemand wat nou inskakel vanaand en 'n VBO punt of 2 wil kry, stuur vir my 'n e-pos, dan maak ons dit reg en gee ons vir jou VBO punte. Maar dis die sleutelwoord. Goed. En daarmee Marius, dink ek gaan ons oorgaan na jou toe. Ek gaan my skerm afval, stop sharing en dan kan jy jou skerm deel soos wat jy wil en ons luister graag vir jou. Ja. Kan ek gou net seker maak, kan julle my skerm nou sien? Ja, daar's hy, 100%. Slideshare. So jy kan hom voor jou sien, Leon, jy sê my onderbreek as iets in die skerm nie meer werk wat ek al so nie, dan sê jy vir my laat weet. So baie dankie Leon en vriende uit die Vrystaat en oor vir die uitnodiging. Is altyd lekker om oor die Bybel te praat en dis altyd probeer om self jou credentials te vestig. My een ouma kom daar met die Vrystaat uit, so ek het hom so toon in die so genetiese wortel in die Vrystaat daar van Forest Smith se omgewing af. So ek gaan vanaand ek het reg dat jy 2 ure uitgesit het hiervoor. Ons het 2 ure uitgesit. As daar kans is vir 'n bietjie vrae aan die einde, sal dit goed wees, maar net soos jy wil. Maar dis 'n skrikwekkende lang tyd om na my te luister, maar ons mik vir vrae aan die einde. So ek gaan 3 goed probeer doen vanaand. Die een is ek gaan so 'n bietjie met 'n ompad begin, want my veronderstelling is alles wat ek eintlik oor praat is hersiening en herhaling en bekende goed. So dit gaan bietjie oor die hier en daar dalk 'n ander invalshoek te kry, hier en daar goed te bevestig dat ons reeds weet, hier en ander goed dalk net weer in fokus te bring wat almal van ons reeds weet en dalk net so vir 'n oomblik vergeet het om bietjie insig te kry in wat jy eintlik doen, al dink jy baie keer nie bewuslik daaroor nie. En dan gaan ek dit toepas op 2 tekste uit Matteus uit en dan is daar 'n kans vir vrae aan die einde. So dit gaan 3 stappe wees, dit gaan 3 dele wees, een so 'n bietjie meer 'n metaforiese konseptuele deel, dan gaan daar so 'n teoretiese gedeelte wees oor hermeneutiek, model wat ek op die tafel gaan sit en dan 'n toepassing op die teks en dan gaan ons met mekaar saam praat. So ek wil net sien hoe rol hierdie video. So die groot vraag eintlik is net hoe kom ons hoegenaamd praat oor hermeneutiek, dat daar's baie keer by mense amper 'n allergiese reaksie as jy die woord hermeneutiek gebruik. En ek dink hermeneutiek is uit die aard van saak nodig doodgewoon oor die aard van die Bybel. En ek wil begin dan oor ons net so 'n bietjie van 'n ompad begin en net vir onsself vra wat is die Bybel? Jy weet baie keer in die gemeente sal mense praat van die Bybel sê of hulle het die Bybel saamgebring of wanneer gaan ons lees uit die Bybel uit? En ek dink dit is belangrik om vir mekaar te sê dis 'n nie 'n eenvoudige stelling om te maak as jy praat van die Bybel nie. Want meer kompleks gestel die Bybel is nie 'n eenduidige artefak nie. Wat bedoel ek daardeur?
'n ding soos die verbondsark. Daar's een verbondsark gewees en jy kan hom vat en jy kan om hom loop en hy bly onveranderlik. Hy's 'n vaste artefak of 'n ding, of soos die allerheiligste van die tempel, of as jy begin praat van 'n ding soos 'n stoel waarop jy sit. Dis is 'n onveranderlike voorwerp wat jy uit verskillende hoeke kan beskou asof dit 'n dooie ding is. Die Bybel is iets anderste. En die beeld wat ek wil gebruik is om te sê dis 'n gespreksruimte. En hoekom sê ek dis 'n gespreksruimte? Daar's 'n unieke element verbonde aan die Bybel. Jy kan 'n 2020 vertaling vat en jy kan 'n Engelse vertaling vat en almal sal saamstem dat dit die Bybel is. Al stem nie een woord tussen hierdie twee objekte met mekaar ooreen nie. Mens moet daaroor dink. Hier is nie een woord in hierdie boek wat dieselfde is as in die boek nie, want dit is uiteraard van saak twee verskillende tale, né? Dis tog logies. Maar op 'n manier is albei van hulle die Bybel. Gelyktydig. Alles hulle radikaal verskillend in terme van hulle tale. So hoe kan ons dit verstaan dat die Bybel op 'n manier 'n hanteerbare voorwerp is, 'n voorwerp wat ons kan bestudeer, terwyl dit radikaal kan verskil van mekaar. Ons kan van verskillende goed praat dat dit die Bybel is en verstaan wat ons bedoel daardeur, al is hulle verskillend van mekaar. So 'n Duitse persoon se Bybel is 'n Duitse Bybel, myne is 'n Afrikaanse Bybel. Is eintlik nie verskillende goed, dat verskillende agtergronde. En die beeld wat gebruik is dat die Bybel in 'n sekere sin 'n gespreksruimte is of 'n ruimte vir dialoog. En dat dit eintlik veel vlakkig is en baie kompleks is, en dit bring hermeneutiek altyd na die voorbeelde. So kom ons vat voorbeeld 'n voorbeeld. As ons nou vanaand so gesê het, ons gaan uit die Bybel uit Matteus uitlees, dan gaan ons gou ontdek dat Matteus lees ook vir Markus by tye. Hy redigeer in 'n sekere sin vir Markus. En as jy dit nog verder wil vat, dan is daar tye wat Markus ander tekste aanhaal. Hy's besig met die Ou Testament, met Maleagi en byvoorbeeld met Jesaja. So wat ons eintlik in die Bybel het, is 'n gespreksruimte waarin mense met God en oor God met mekaar in gesprek is. En hierdie dialoog met en oor God, wat hulle met mekaar voer, dikwels oor die eeue, is in 'n sekere sin vasgevang in die Bybel. En wanneer ons die Bybel begin lees, dan sluit ons aan by hierdie dialoog. En om by hierdie dialoog te kan aansluit, het ons hermeneutiek nodig. So dis waar hermeneutiek inkom. Hermeneutiek is die vaardighede wat ons ontwikkel om te kan deelneem in 'n dialoog wat vasgevang is in hierdie teks wat ons die Bybel noem. En hierdie uitgebreide dialoog, en ons gaan vanaand na 'n paar voorbeelde daarvan kyk, beleef ons en getuig ons van dat dit op 'n manier die woord van God is. Maar dis nie 'n statiese plat ding wat in een tyd op een slag op een plek ontstaan het nie. Dis letterlik deur eeue met gesprek met mekaar en interaksie met mekaar na vore gekom het. En dan, dis nie 'n artefak soos 'n lepel wat jy kan optel en gebruik en dis die funksie van die artefak nie. Dit is 'n dialoog. Deur dit te lees, praat hierdie teks met jou en jy praat met die teks. Jy praat sit jouself in hierdie teks in. So in daai sin is die Bybel 'n baie komplekse ding as 'n konsep. Dis nie net 'n ding nie, dis 'n ruimte vir dialoog met mekaar, ander mense, deur die eeue, met en oor God. Dit is my definisie wat ek sou gee vir die Bybel, as ons sê die Bybel is op 'n manier die woord van God. En dis nie met my eie insig nie, dit kom eintlik van 'n persoon naam van Carl Keene uit. Hy het 'n boek geskryf, Having Words of God, The Bible as Conversation. En daai conversation is die deurslaggewende begrip wat 'n mens moet vashou. Want hy sê baie keer as ons met mense praat oor die Bybel, dan kry jy die indruk hulle dink die Bybel basies as volg ontstaan, dat die Bybel het bepaalde lesers, skrywers geïnspireer om bepaalde woorde of gebeure vas te vang, dit neer te skryf, en wat die Bybelse skrywers moet doen, hulle moet dit net perfek neerskryf. En die gevolg daarvan is dat jy 'n perfekte Bybel kry, en al wat ons moet doen is, ons moet hierdie Bybel net perfek oorgee van die een geslag na die ander geslag. Dit is hoe ons so inspirasie dink. So dis 'n lineêre monoloog. Dit is nie iets wat 'n interaksie of verandering of 'n dinamika aan hom het nie. Dit is 'n monoloog. Jy moet doodgewoon as jy die Bybel in jou hand neem, hom oopmaak en aanvaar wat daar staan, is neergeskryf deur onfeilbare skrywers,
en word amper as 'n ware gedikteer deur God. Maar Ken sê as jy mooi na die Bybel gaan kyk, en jy kyk na hierdie monoloog wat ek hier vir jou as 'n pyldiagram wys, dan is dit nie eintlik wat jy kry in die Bybel, hierdie een rigting monoloog nie. Is ons iemand se klank is aan. Canlı biliyorduk. Her zaman çok tehlikeli. O yüzden dikkat etmek zorundayız. Hoor jy ook hierdie persoon praat? Okay. Wat ons in die Bybel sien is eintlik 'n dinamiese interaksie. Daar is bepaalde gedeeltes wat as skrif beskou word, wat as heilige tradisies beskou word, wat deur gelowiges ontvang word, wat hulle dan verder bespreek met gelowiges. Ons soms bespreek gelowiges net sake met mekaar. Dan is daar dikwels aktiwiteite en interaksies van God wat veroorsaak dat daai selfde gelowiges daai heilige tradisie herinterpreteer en verder neem. So die pyl is nie hier so seer belangrik nie. Wat hier belangrik is om raak te sien, dis nie 'n monoloog nie. Dis 'n dinamiese interaksie. Dis 'n gesprek, en sy woord 'n conversation, en my woord 'n dialoog met mekaar, met God, met die heilige teks soos dit soms vasgevat is alreeds in die tradisie, op grond van nuwe openbarings van God, nuwe aktiwiteite van God in die geskiedenis. So as ons na Ken se werk gaan kyk, dan sal jy sê, weet die Bybel is 'n voortgaande gesprek. 'n Voortgaande tweegesprek met God of 'n dialoog met God, eerder as 'n ononderbroke monologiese diktasie van stellings. Wat bedoel ek daardeur? Ek kry baie keer die indruk as ek met my senior groep werk, dat hulle die indruk kry dat die Bybel eintlik net 'n klomp vaste stellings van God is. Dis die een stelling op die ander. En hulle almal al wat ons moet doen is ons moet die stellings net in die regte volgorde lees en hulle respekteer as stellings oor God. Wat ons wel kry in die Bybel is iets anders. En ek gaan dan vir 'n paar voorbeelde wys en dan gaan ons na die tekste kyk wat Ken uitlig om dit te bevestig. Die een is, daar's dikwels twee gesprekke tussen God en figure soos Moses, ek dink in Eksodus 32, waar dit nie begin met 'n stelling van God wat onveranderd gelaat word nie. As gevolg van die twee gesprek, die interaksie met iemand soos Moses, eindig die verhaal op 'n ander plek as wat hy begin het. Met ander woorde, dis nie 'n lys van stellings nie. Die dinge wat ons glo in God en vashou aan God, is dikwels die uiteinde van 'n gesprek tussen 'n figuur in die teks met God self. Dan is daar dikwels selfs gesprekke tussen gelowiges in die teks self. Dink aan Handelinge 15, ek het nou vir julle dit wys. Met ander woorde, dit begin nie met 'n stelling oor dit is wat moet julle doen, dis wat altyd waar is en dis hoe dit werk nie. Daar word 'n probleem op die tafel geplaas en dikwels die opinies van verskillende partye word almal gelys en is deel van die Bybel. En uiteindelik beweeg dit dan tot 'n bepaalde uitspraak oor God. Dan is dit ook interessant dat dit is nie kenmerkend van Jesus dat hy vorige gedeeltes van die Bybel, die Ou Testament, dink aan die wet, herinterpreteer nie. Mens sien ook reeds in die Ou Testament bepaalde ontwikkelings in betrekking van die wet. So weer eens, dit is nie 'n statiese klomp stellings wat as 'n monoloog kronologies van die een kant en die ander kant net neergeskryf word om die Bybel te vorm. Dis 'n reeks van monoloë tussen persone met God, met die monoloog dialoog met God, met mekaar, met die vorige tradisie, met gebeure wat om hulle plaasvind, en dit vind ons as 'n neerslag in wat ons vandag die Bybel noem. En ons het ingenooi in daai dialoog. Maar kom ons kyk bietjie nader na van hierdie tekste. Die eerste een is 'n voorbeeld van dialoog met God. Een is Eksodus 32, is die bekende een waar Moses met die Here praat. Die Here het besluit om die volk uit te wis. Julle sien nou die gedeelte in Roesbrein. En dan sê Moses, dan lees ons in die teks dat Moses met die Here pleit en met hom soebat. En dan eindig dit in vers 14 waar die Here afsien wat hy gestel het in vers 10. Met ander woorde, op grond van hierdie dialoog tussen karakters in die teks verander God van sy voorneming. Hy word as dit ware uitgepraat uit sy toren uit deur Moses. Dan as 'n voorbeeld van waar daar verskille is tussen persone en waar die verskille dikwels selfs gemeld word, sodat selfs die verskil wat ons nie meer saamstem nie, deel van die Bybel is. Dit staan ook in die Bybel.
is die bekende Handelinge 15 wat baie keer genoem word die apostelkonvent waar hulle moet besluit oor die toelatingsvereistes vir die heidene. Lukas sê vir ons daar in vers 2 daar was heftige meningsverskille. En hierdie verskille word dan opgeteken in die teks. So lank gedeelte, maar kom ons kyk wat gebeur. So dit word bespreek, daar's 'n dialoog. Dis nie 'n kort nee, dis 'n lang bespreking wat eindig wanneer Petrus opstaan en wat hy doen is hy tree weer in gesprek met die tradisie wat aan hom oorgelewer is. Hy sê daar in vers 15 daar staan geskrywe en dan haal hy goed aan. Vers 18 dit is van ouds af bekend. En dan sê in vers 21 hierdie voorskrifte van Moses word immers van ouds af aan mense voorgegee. So wat hy doen is hy haal dele uit die tradisie uit wat sy huidige punt staaf en ondersteun. Hy tree met dit in gesprek en hy plaas dit in 'n nuwe konteks met 'n nuwe betekenis. So in die sin sit hy 'n gesprek voort met daai tekste wat aan hom oorgelewer is uit die verlede uit. Dan sien jy sien daar's 'n gedeelte waar die hele vergadering met mekaar praat saam met julle gemeente, die apostels en die ouderlinge, dan eindig dit by 'n plek waar hulle eenparig besluit en van hierdie dialoog met mekaar en met die tradisie getuig hulle in vers 28 die Heilige Gees en ons het besluit. Hulle beleef hierdie proses van om in gesprek te tree met die tradisie en mekaar en dinge met mekaar uit te praat as hoe die Heilige Gees hulle op besluit te neem. So dis nie dat daar net 'n eenduidige klinkklare stelling aan gekommunikeer word en dit is die woord van die Here wat dis nie wat hulle moet navolg nie. Daar's hierdie hele proses van dialoog en gesprekvoering wat eindig by 'n bepaalde besluit. En alles is opgeneem in wat ons tans noem die Bybel. Dan en ek wel bekend is Jesus se dialoog met die Heilige Skrif. Ons kry dit in Matteus 5, daai hele reeks waar hy die oorvloedige geregtigheid verduidelik, die bepaalde interpretasie van die blywende geldigheid van die wet gee. Word baie keer genoem die antitesisse asof hy die wet teenstaan, maar eintlik is dit hipertesisse, hy radikaliseer die wet. Maar hy tree 'n gesprek met die oorgelewerde tradisie, met die wet en gee aan dit dikwels 'n meer radikale toepassing. En die bekende een is jy mag nie moord pleeg nie, maar daar's 6 van hulle in hierdie gedeelte in Matteus en daardeur vestig Jesus hom as 'n persoon wat die gesag het om hierdie dialoog met die oorgelewerde wet verder te sit. Hy is asof ware die nuwe Moses in die Matteus Evangelie. Dan ek gaan nou so 'n bietjie op my Ou Testament kollega se gebied vir 'n oomblik myself begewe. Maar ek kom uit Kien uit wat Kien ook wys is en ek vermoed dat Louis en broer Sutton weet ook verder hierna Lodewyk ook hierna gaan vroeg maar die ouens moet goed gaan kyk. Maar hoe dat wanneer mense Exodus en Deuteronomium langs mekaar sit, daar bepaalde gesprekke plaasvind tussen die tekste. Dialoog waar jy uit die gevoel kry dat by plekke verhelder Deuteronomium wat in Exodus 22 gesê is, in die sin van daar's toespelings of uitklarings, maar daar's ook gedeeltes, en dis nie net ek met die pyl gemerk het, wanneer mens Exodus 21 vergelyk met Deuteronomium 15, waar daar 'n herinterpretasie kom, en wat niks anders is as 'n wysiging van wat in die teks gestaan het van Exodus nie. Ek gaan dit vir julle wys. Exodus 21 is vir ons amper 'n onverstaanbare gedeelte want dit gaan oor Hebreëse slawe, hoe jy 'n slaaf moet hanteer en wanneer hy vrygelaat moet word. En in vers 4 staan daar as sy eienaar vir hom 'n vrou gegee het, dis nou vir die slaaf en sy vir hom seuns en dogters in die wêreld gebring het, behoort die vrou en haar kinders aan die eienaar. En dan hoef hy net die slaaf vrygelaat te word. Alhoewel hy kan die vrou en die kinders kan hy hou. Dis die Exodus teks. As ons mens nou dit in hoe kyk, is dit presies dieselfde toedrag van sake. Dit is 'n mede-Israeliet wat 'n slaaf is weer 'n geval van dat hy 'n familie het, dat hy 'n vrou en kinders het. Maar dan interessant genoeg is daar 'n gesprek beplaas van tussen hierdie teks en die vorige teks in vers 17. Waar daar staan dan is hy vir altyd jou slaaf in die sin dat hy by jou bly. En dat jy met 'n slavin moet jy dieselfde doen. So hier's 'n herinterpretasie van die posisie van die slavin. So reeds in die Ou Testament en ek los dit vir my Ou Testament kollegas om meer iets hier later te sê wanneer hulle aan die beurt kom, is daar ook 'n voortsetting van die gesprek in die dialoog. So wat ons kry wanneer ons oor die Bybel dink nie as 'n vaste onveranderlike artefak
wat jy gebruik soos 'n voorwerp nie, maar as 'n weergawe van 'n dialoog met en oor God, is dat daar veral in die geskiedenis wanneer daar bepaalde dramatiese gebeurtenisse is, bepaalde herinterpretasies en verdere gesprekke met die vorige tekste plaasvind. Mens dink in die Ou Testament aan die trauma van die ballingskap, wat baie van ons tekste laat herinterpreteer word of nuwe weergawe van gegee word of self tot stand laat kom. Mens dink aan die verlossing wat deur Jesus kom, wat tot 'n radikale herinterpretasie kom van baie van die Ou Testament tekste en dan die innooi van heidene as deel van God se volk, wat dalk embrionaal teenwoordig is in die Ou Testament, maar wat 'n hoë fokus word, sê maar in die Pauliniese geskrifte en in 'n teks soos Matteus. So weer eens, dis nie 'n monoloog van die een onveranderlike stelling na die ander wat mekaar opvolg nie. Dis 'n dinamiese gesprek met God, met mekaar, met gebeure, met die oorgelewerde tradisie wat altyd lei tot 'n nuwe formulering wat ook kan beskou word as die woord van God vir daai oomblik. Dan sê Kuhn ook dat daar is ook iets eie aan die aard van die Bybel wat voortdurende gesprek ontlok, wat hermeneutiek moontlik maak, wat dit vir ons moeilik maak om eenduidige uitlegte vir die Bybel te maak. Wat waarskynlik daardie bedoel is, weet as ek nou vir julle sê 1 + 1 is 2, wat nou 'n wiskundige optelsom is, dan is die bedoeling daarvan dat dit glashelder moet wees wat die betekenis is. 1 skaap plus 1 skaap plus nog 'n skaap gee vir 2 skape. Die Bybel is nie geskryf om so klinkklaar helder en amper sê ek, met amper geen interpretasie nodig gelees te word nie. So is daar byvoorbeeld nie net ondubbelsinnige formulerings nie. Van hulle is wel, kom ons net vir mekaar. Maar daar's van die verhale wat jy moet wonder oor, wat is die uitkoms van die verhaal? Wat is die betekenis van die verhaal? Daar's gelykenisse wat dikwels juis geskryf word om die hoorders daarvan te verwar en te laat vra, maar wat is die betekenis van die gelykenis? So die gelykenis se betekenis was nie vir hulle klinkklaar helder gewees nie. Dan is daar beeldryke materiaal. Ons dink bijvoorbeeld aan Daniël en Openbaring, of wat mense in die eeue besig gehou het al om dit te verklaar. So daar's dele van die Bybel, nie almal nie, maar daar's dele van die Bybel wat doodgewoon die aard het wat verder gesprek en nadenke en interpretasie weet noodsaak. So kom ons gaan net saam wat ek in die eerste deel was, maak nou met die eerste deel klaar. Wanneer ons in die Bybel praat, moet ons net vir 'n oomblik gaan dink oor wat praat ons van as ons praat van die Bybel. Ons praat baie keer, kry jy gevoel in gesprekke met mense dat hulle oor die Bybel dink as 'n artefak. Dis 'n onveranderlike voorwerp wat jy amper nie hoef te interpreteer nie. Jy hoef hom net oop te maak en te gebruik. Weet amper soos 'n mes en 'n vurk, jy hoef nie amper nie gewys te word as 'n volwassene moet te gebruik nie. Jy vat dit net en jy gebruik dit amper onnadenkend en dan kan jy jou kos eet. Die Bybel is nie so 'n eenduidige artefak met 'n duidelike betekenis en 'n duidelike gebruik nie. Dis eerder die neerslag van 'n voortgaande dialoog met en oor God. En ons word uitgenooi om aan die dialoog mee te doen. En die spelreëls om daaraan te kan deelneem, noem ons die hermeneutiek. En is 'n baie komplekse ding, maar dis 'n ongelooflike wonderlike ding. So kom ons gee 'n oomblik terug. Ek is nie 'n sistematiese teoloog nie, maar kom ons dink net vir 'n oomblik hieroor. As ons vir mekaar moet sê, waar kan jy die lewende God ontmoet? Waar kan jy die wil van God leer ken? Waar kan jy in die teenwoordigheid van God kom? En ons het in die eerste eeu geleef en ons het in 'n stad soos Rome rondgeloop. Dan sou ons gedink het dit sou in een of ander tempel wat gebou is met klip of op 'n altaar van marmer. Dit sou op 'n fisiese artefak, dit sou op 'n bepaalde plek plaasgevind het, soos in die allerheiligste soos in Jerusalem was. Of dit sou deur 'n bepaalde daad wat jy amper nie hoef te verstaan nie, of dit net te doen, soos die slag van 'n dier, sou dit plaasgevind het. As ons in die eerste eeu vir mense gesê het, maar ons behoort tot 'n tradisie wat nie tempels het nie, wat nie offers gee nie, wat nie altare het nie. Wat ons wel het is tekste wat ons met mekaar deel en saam met mekaar lees. Tekste wat baie keer aan ons oorgelewer is van ons voorgangers af, wat ons saam lees en herinterpreteer. En ons sou as dit ware wetenskap gevat het, wie van hierdie godsdienste, die wat met klip en marmer en standbeelde in tempels werk, en diegene wat met papirus en perkament werk,
wie sal hierdie eeue 'n ontmoetingsplek vir God bly? Sou min hulle geld gesit het op die papirus en die perkament. Hulle sou op die vaste artefakte waarskynlik hulle geld gesit het. Die interessante van die verloop van die geskiedenis is dat dit die papirus en die perkament wat hierdie dialoog met God aan ons deurgee, wat uiteindelik die amper die geloof fasilitering moontlik gemaak het deur die eeue. Nie die artefakte, die vaste konkrete dinge nie. Ons het nie een artefak het van Jesus afkom. Hy self het ook of niks op skrif gestel nie. Maar mense se nadenke oor hom, en mense se refleksie oor hom, en hulle dialoog en gesprek met hom. Dit is wat ons oorgelewer is en dit is wat die kerk tot nou toe in stand gehou het. So die Bybel is nie 'n artefak nie, dis nie 'n ding nie, dit is 'n gesprek waarin jy ingenooi word om met en oor God te praat. Dis deel 1. Dan die tweede deel van my goeie geskenne my liefde vir die model en nie almal is altyd so hoe moet ek sê, my studente is nie altyd so opgewonde as ek dit vir hulle probeer verduidelik nie, maar ek dink dit is 'n baie nuttige ene. Dit is 'n gebaseer op 'n artikel geskryf deur 'n Koreaan Kool Hong wat praat oor die Bybel as 'n diakroniese en 'n sinkroniese entiteit. En dit gee altyd vir my so 'n bietjie van 'n hermeneutiese sleutel om vir mense te wys waarmee is hulle besig as hulle die Bybel op 'n bepaalde manier lees. As hulle op 'n bepaalde manier deelneem aan die dialoog met die Bybel. By 'n bepaalde benadering of 'n bepaalde siening, waar is hulle in die gesprek? En waar is ander mense dalk in die gesprek en hoe kan ons mekaar vind dikwels in moeilike gesprekke? So wat Kool Hong gedoen het is hy begin by die taalkunde, vat jy terug nou waarskynlik aan die studente daar toe. Dis 'n Zaar wat gepraat het oor hoe woorde betekenis doen, hoe taal woorde se betekenis vasstel en het so 'n bietjie geskop in die gedagte dat jy die betekenis van woorde moet vind in hulle oorsprong, waar hulle vandaan kom. En eerder gepraat het dat die betekenis van woorde is kontekstueel bepaal. Hoe word hulle in 'n bepaalde tydgees gebruik? So hy praat van betekenis is meestal sinkronies in die sin van hoe gebruik mense in dieselfde tydvak of in dieselfde periode 'n bepaalde woord, kom van die voorsetsel soen, saam of dieselfde tyd. So jy kan van byvoorbeeld tydvak of periode A praat, sê maar die Here, en jy kan van tydvak B praat, sê maar die jaar 4000 voor Christus, en jy kan vra wat 'n bepaalde woord se betekenis is, en dan is die belangrikheid om te vra, hoe word hy in periode A gebruik, en hoe word hy in periode B gebruik, en dit bepaal die periode, die betekenis van die woord, in periode A of B, nie hoe die betekenis ontwikkel het van B na A nie. Ek sê vir 'n voorbeeld van gee. So diakronies is die omgekeerde. Dit is hoe die betekenis ek weet, hoor daar's nog iemand wat praat? Kan julle sien wie dit is? Nou wie die persoon doof. Die diakronies is hoe betekenis deur tyd verander. Dit is die stippellyne. So kom ek vat 'n paar voorbeelde. As ek nou vir julle sê, waar is my tablet? Dan sou dit 'n diakroniese betekenis die woord wees dat tablet kom gebruik van kleitablette mense oor 3000 jaar voor Christus. Sinkronies sou sê die betekenis van die sin waar is my tablet en dan die vinnige naam oor tablette in word bepaal in die tydvak gebruik word. As ek 3000 jaar voor Christus gevra het vir 'n tablet, sou iemand na 'n kleitablet gesoek het. As ek in die 90 gevra het, sou waarskynlik vir myne van 'n pil gegee het of 'n benadering ding gebring het. En as ek nou vra van waar is my tablet, sou iemand waarskynlik my iPad gaan soek. So hy sê betekenis leef twee asse. Die een is sinkronies, hoe word 'n bepaalde tydvak gebruik, en dan ook diakronies, hoe verander die betekenis van iets. So die woord tablet wat verander het van die jaar 3000 voor Christus na die Here toe, of ten minste die konsep het Afrikaans toe nog nie bestaan nie. So een manier om te kyk na die Bybelwetenskappe, en ek dink Louis se deed oor gegaan, is om te kyk wanneer was daar sinkroniese benaderings, in ander woorde wat tekste binne bepaalde tydvak wou bestudeer, en diakroniese benaderings wat wil sê maar hoe het die tekste ontstaan oor tyd, en sommige ouens het self probeer om dit te integreer met mekaar. En ek gaan nou meer daaroor sê, so jy hoef net kortliks hiervan kennis te neem. So so nou haal diep asem. Hier is die wat studente gewoonlik spontaan laat hande klap as ek dit vir hulle wys die eerste keer.
Dit is 'n Kool Hong se hy moet 'n metacritical analysis of tool wat help om hierdie komplekse ding van tekste en die hermeneutiek wat jy nodig het om ook te lees en die benaderings dit te verduidelik. So kom ek verduidelik jou net eers die skets. Die belangrike ding om raak te sien is die een in die middel wat met die rooi blokkie omraam is. Hy noem dit die finale teks. Die finale teks sal iets wees soos die Matteus Evangelie toe Matteus dit klaar geskryf het. Hy het gesit en werk aan sy teks. Hy het eintlik dit geredigeer en klaar gemaak en wanneer hy dit oprol en sê, jy weet, hier is my evangelie, dan noem hy dit die finale teks. En dit het 'n skrywer, die finale teksskrywer, dit is in die geval Matteus, en dan het hy 'n bepaalde lesergemeenskap in die oog, waarskynlik die Matteus gemeenskap, dalk soos Weier. En die gedagte is dis konkrete mense, dis 'n konkrete skrywer en dis 'n konkrete voorwerp. Daai teks gebruik egter ook bronne en ander tekste. In die geval van Matteus, beslis die evangelie van Markus, ook die gekonstrueerde teks Q wat jy ook kan terugdink aan julle universiteitsdae. En elkeen van daai tekste het weer 'n skrywer gehad, die sogenaamde pre-author en 'n pre-reader. Met ander woorde, Markus is die Markus geskryf vir sy lesers, Q dieselfde. So 'n finale teks wat ander tekste aanhaal. Dit kan die Ou Testament wees, dit kan in die geval Markus wees, as Matteus die finale teks is, het voortekste wat dit voorafgaan. Dan is dit baie belangrik om te snap dat die een wat in blou gemerk het, die sogenaamde posttekst, dat ons werk wanneer ons die Bybel lees met posttekste. Wat dit daarmee bedoel is, nie een van ons het die finale kopie in Grieks wat deur Matteus self geskryf is nie. Ons het nie een autografe van die Bybelse tekste nie. Wat ons het is 'n hele reeks van tekste wat oorgelewer is en wat dan deur 'n komplekse proses van tekskritiek geplaas word om in die geval van die Nestle en Land teks 'n eklektiese teks te skep. In ander woorde die beste lesings uit 'n verskeidenheid van tekste om 'n nuwe Griekse teks te stel wat dan deur verskillende mense op verskillende tye met verskillende tegnieke vertaal word. So wanneer ons besig is om aan te sluit by die gesprek wat in die Bybel vasgevang is, die dialoog en dan vasgevang is, dan lê ons op die vlak dat ons besig is met 'n postteks, 'n teks wat 'n komplekse geskiedenis het van vertaling, van teks, 'n kritiek, van teksversameling en skepping, wat hooplik ons in staat stel iets te sien van die finale teks soos geskryf deur die oorspronklike outeurs, wat in sy geval weer 'n produk is van 'n komplekse omgang met voortekste. So kom ek vat julle deur hierdie metakritiese tool. So ek vat Matteus as voorbeeld. Dis die groen gedeelte daar, dis ons finale teks, geskryf deur Matteus, geskryf vir sy lesers, kom ons sê vir 'n klomp ouens daar rondom Antiochië. Hy het dit goed gevoel om op 'n bepaalde tydvak die Markus Evangelie te redigeer. Hy vat groot dele van Markus oor, hy voeg Q by, hy het 'n klomp van sy eie materiaal en hy skep 'n nuwe teks met 'n geboorteverhaal wat nie in Markus is nie, met gelykenisse wat nie in Markus is nie, om sy gemeenskap aan te spreek. En sy voorteks is dus onder andere die Markus Evangelie, maar hy het ook Q, hy het ook eie materiaal, hy het ook Ou Testament tekste wat hy benut in sy vervullingssitate. Daar's 'n hele reeks wat ons langs die Markus Evangelie wat daar in rooi gemerk is, sou kom neersit as voortekste van Matteus. Dan is daar 'n komplekse proses waarvan gepraat het van hoe daai tekste oorgelewer is. Ons dink aan Sinaiticus, ons dink aan die kodekse, ons dink aan die papyri, ons dink aan die leksikons en dan kan jy verskillende roetes stap. Jy kan eklektiese tekste skep, soos in Nestle en Land 28, waar jy na al die oorgelewerde fragmente en tekste kyk en die beste lesing op hierdie rekonstrueer wat jy glo so naas moontlik aan die finale teks is. Of jy kan soos Hort en die mense kies, Westcott en Hort kies, die dominante tradisie het oorgelewer is en dan gebruik jy dit as jou basis van jou vertalings, byvoorbeeld die Erasmus teks. En dan het jy 'n klomp tekste in rooi wat vertalings daarvan is. En nou is die belangrike ding om te verstaan, as jy byvoorbeeld die 2020 vertaling langs die 53 vertaling neersit, dan is hulle nie net verskillend met betrekking tot hulle Afrikaans nie, hulle is ook verskillend in terme van hulle bronteks. Dat die 53 vertaling het nie die Nestle en Land teks gebruik nie. Dit het die dominante teks gebruik, die Erasmus tradisie gebruik. En hulle almal
vermoed hulle so na as moontlik aan die finale teks wat Matteus geskryf is. Hier is net die belangrike ding, ek gaan terug na my eerste opmerking oor wat is die Bybel. Wanneer ons twee Bybels met mekaar vergelyk, die 53 vertaling wat gebaseer is, kom ons begin voor. 'n 53 vertaling wat deur 'n ander span vertaal is as die Tonatoning vertaling wat gebaseer is op 'n ander Griekse bronteks. Dan praat ons van al die tekste nog steeds as van die Bybel. Alles hulle verskillend van mekaar. So in daai sin is die Bybel nie enkelduidige artefak nie. Dit is die produk van 'n gesprek, 'n dialoog wat plaasvind op verskillende vlakke en verskillende tye, diakronies, tussen verskillende mense, sinkronies, om tekste te skep wat mense beleef as die Bybel, as die woord van God. So kom ons vat die Tonatoning vertaling. Tonatoning vertaling gebruik Nederland, ek dink dit is nog gebaseer op 27 se weergawe. Daar's 'n bepaalde vertalingskommissie. Hulle gebruik, soos ek sê, die Nederland teks wat deur 'n bepaalde groep mense gerekonstrueer is. En hulle doen dit in gesprek met mekaar. Dis nie een ou nie, daar's 'n hele paneel van kundiges wat daai teks rekonstrueer. Dieselfde met die vertalingproses. Van julle was betrokke daarbey gewees. Dis nie een persoon wat vertaal nie. Dis 'n gewellige dialoog tussen brontaalkenners, skrifkenners, Afrikaanse taalkundiges, en daai hele dialoog uiteindelik eindig by wat mense in die kerkbank in die hand neem en ervaar as die Bybel. En onderliggend aan dit is daar weer 'n klomp ander dialoog, die dialoog tussen Matteus en Markus byvoorbeeld. So hierdie help ons om te verstaan dat hermeneutiek is nodig om die kompleksiteit van die verskillende dialoë wat vasgevang is in hierdie tekste te verstaan. So ons het skrywers wat in gesprek met skrywers is. Ons het vertalers wat wonder wat het die mense wat die eklektiese teks saamgestel het, Nederland saamgestel het, wat hulle bedoel met 'n Griekse woord. Daar's mense wat nou bepaal maar dis die beste weergawe wat hulle het uit al die oorgelewerde tekste deur bronkritiek wat die finale skrywer geskryf het. Daar's tye wat jy vir jouself moet afvra as jy jou finale teks van Matteus gerekonstrueer het en die finale teks van Markus gerekonstrueer. Hoe is Matteus besig met Markus? Wat maak hy met Markus se woorde en sy insigte van Jesus? So dis die een dialoog op die ander dialoog waarby ons aansluit. Daar's ook verskillende lesers, né? Daar's Afrikaanse lesers, daar's Engelse lesers, daar's kontemporêre lesers, daar's die oorspronklike lesers wat lê op die vlak van die finale teks van Matteus wat hulle die eerste keer ontvang het. Daar's diegene wat dit die geskiedenis oorgelewer het, en ons weet baie keer met die oorgelewerde tekstradisie betref, skryffoute gemaak het, interpretasies bygevoeg het, hele klomp goed het gebeur in daai proses. So wanneer jy 'n Griekse teks in die hand neem, weet jy baie keer nie eens van al die gesprekke wat plaasvind het om daai teks uiteindelik daar te stel nie. So kom ons sê net wat ons nou op universiteit geleer het. Ons het verskillende benaderings geleer om insig te kry in hierdie verskillende dialoë wat plaasvind. Ons het byvoorbeeld bronnekritiek geleer, grootliks wanneer mens die Pentateuch hanteer en wanneer mens die sinoptiese evangelies hanteer, om te kyk hoe tekste soos byvoorbeeld Matteus vir Markus gebruik of hoe Lukas vir Markus gebruik. Hoe Matteus en Lukas vir Markus as 'n bron verskillend geïnterpreteer of dieselfde geïnterpreteer, wat hulle gemaak met daai teks. Die Pentateuch los ook vir my Ou Testament kollegas. Maar ons is bewus daarvan dat bepaalde bronne verwerk is. En om deel te neem aan daai dialoog tussen die persoon duisende jare terug wat daai bron herinterpreteer, moet ons iets van bronnekritiek verstaan. Dan weet ons dat ek nou 'n paar keer vanaand gesê daai tekste is oorgelewer vir 2000 jaar lank, baie keer met die hand aanvanklik, né, oorgeskryf voordat dit meganies gedupliseer kon word. En tekskritiek help ons om te verstaan die komplekse oorlewingsproses. Wanneer is bygevoeg, wanneer het weggeval, wanneer daar skryffoute gekom, wanneer daar uitklaringe gekom, watter tekste is bewaar en watter tekste is nie bewaar nie. So ons het ook tekskritiek geleer wat ons help om daai apparatuur van ons Nederland beter te verstaan. Dan is daar benaderings wat in 'n mate meer sinkronies werk wat in 'n probeer om die teks vir oomblik los te maak van wie het geskryf, van wie is dit geskryf en hoe is dit oorgelewer en watter bronne word benut, wat letterlik net fokus op die teks self, inzoom op die teks self. Mens dink ook aan grammatikale analises, mens dink aan teks immanente benaderings, diskursanalise wat toe ek teologie begin studeer het in Suid-Afrika,
amper sê ek die toonaangewende metodologie was waar jy nie vra wie het geskryf en aan wie is dit gerig nie. Jy kyk net na die struktuur in die teks self. 'n narratiewe kritiek wat vervolg kyk na die plot en die verloop van bepaalde narratiewe. So hier's benaderings wat sê die betekenis van 'n teks lê in sy narratiewe struktuur of in sy literêre struktuur. Nie in wie dit geskryf en wanneer dit ontstaan en watter bronne ons benut nie. Dis die struktuur van die finale teks wat van belangrik is. Ek dink nogal baie lidmate het ook 'n vorm van finale tekslesing. Hulle stel nie belang weet wie skryf aan wie wat in die Nuwe Testament nie. Hulle lees die teks asof in 'n sekere sin direk aan hulle gerig is. Dan is daar baie benaderings wat meer histories krities van aard is. Mens dink aan byvoorbeeld vormkritiek wat praat oor die teks wat die sinopsis van Johannes betref nog meer mondelinge weergawe was. Ek het 'n paar keer na bronkritiek verwys. Redaksiekritiek natuurlik hoe het Matteus en Lukas vir Markus geredigeer. So in hierdie geval laat jy buite rekening hoe die teks later oorgelewer. Jy aanvaar die gerekonstrueerde teks wat jy het Matteus en Markus kan mekaar vergelyk om iets van die redakteur se bedoeling te bepaal. Ek hoop julle kry die gevoel dat soos die blokkie nou skuif, dat verskillende benaderings op verskillende fasette van hierdie komplekse dialoog wat ons in die Bybel vasgevang kry fokus. En dat elkeen 'n bepaalde fokus het en nie een van hulle in werklikheid op almal gelyktydig kan fokus nie. Bijvoorbeeld retoriese kritiek, die kuns van tekste wat mense wil ooreed. Jy kan dit beoefen as in 'n klassieke sin, waar jy kan vra hoe het iemand soos Matteus, wat die historiese skrywer is, sy teks geskryf om sy eerste lesers te ooreed om op 'n bepaalde standpunt. Hoe het hy sy evangelie gestruktureer dat hulle byvoorbeeld sal aanvaar wat hy vir hulle sê in terme van wie Jesus is en sy verstaan van die wet. Jy kan dit ook retoriese kritiek doen op grond van moderne kriteria. Wat gebeur met ons as lesers as ons die teks nou lees? Wat is daardie teks wat as dit ware tydlose redaksionele retoriese tegnieke is wat mense ooreed om te verander? Dan het daar in die sterk wending gekom in die lees van tekste wat wegbeweeg het van die vraag van waar kom die tekste vandaan, bronkritiek of historiese kritiek, of wat was die bedoeling van die skrywer gewees, meer na die vraag van hoe ervaar lesers hierdie teks. En ek was almal nou die ervaring gehad as ons preek dat dit wat jy wil sê en wat mense hoor is nie dieselfde nie. En dat eintlik bepalend in jou gesprek in 'n gemeente is nie wat jy gesê het nie, maar wat mense gehoor het. Dat daar 'n verskil is hoe dat die gehoor of in die geval van 'n teks die leser die boodskap ontvang. En die vraag het begin word nie wat het Paulus bedoel nie, maar hoe sou die Korintiërs dit aanvaar? Dit is as jy klassieke lesersrespons doen. Hoe sou die Korintiërs gereageer het op die teks? Jy kan dit ook doen met 'n meer kontemporêre benadering waar jy sê maar weet, hoe reageer ons as moderne lesers op hierdie teks? Voorbeelde hiervan en ek gaan hoekom ek net sê gereformeerd en gaan iets daaroor sê, is byvoorbeeld feministiese kritiek wat sê maar hoe ervaar vroue hierdie tekste as hulle vandag gelees word asof hulle vandag van toepassing is letterlik soos hulle daar staan op hulle konteks. Ander voorbeeld is postkoloniale lesings. Hoe ervaar 'n persoon wat 'n slaaf is of 'n geskiedenis van slawerny wat uit 'n slawe herkoms kom, 'n teks van Paulus as hy byvoorbeeld sê dat eienaars moet net goed wees vir hulle slawe. Ek dink dit is belangrik om raak te sien dat 'n gereformeerde lees van die Bybel, wat die meeste van ons doen as gereformeerdes, ook 'n kontemporêre lesersrespons benaderings. Wat bedoel ek daardeur? Die reformatie het in die 16de eeu ontstaan. Niemand in die 1ste eeu is gereformeerd in dieselfde sin as wat ons gereformeerd is. So 'n gereformeerde benadering is nie 'n lesing wat lê op die vlak van die finale skrywer en die finale teks in die eerste lesers gehoor nie. Dit lê op die postteks vlak van postlesers. Ek sê nie dat dit is verkeerd nie. Nie een van die benaderings suggereer ek is beter of slegter of verkeerd in hierdie geval nie. Al wat ek wil sê is hulle almal lê op dieselfde vlak in die gesprek met die teks. Hulle almal is lesings wat na die teks ontstaan het. Van hulle kan beter wees, van hulle kan swakker wees. Mense kan byvoeg by daai lys, daar's marxistiese lesings van die teks. Die belangrike ding om net te verstaan is dat al daai lesings deel 'n bepaalde interpretasieruimte of 'n gespreksruimte in met die teks.
daar is nie een gereformeerde ou in die tyd van Paulus nie. Doodgewoon om die reformatie soos die Luther en Calvin bewillig, nog nie ontstaan het nie. Daar is nie. Ek sê nie die reformatie is verkeerd nie. Al wat ons sê is dis 'n latere ontstaan en dit lê dus op daai vlak van die gesprek. So as ek hierdie deel kan saamvat, dan wil ek sê, een van die voordeel van Hong's analise is om die kompleksiteit van die teks beter te verstaan, en dis nie vir ons nuus nie, altyd doen ons hy plot wat ons eintlik reeds weet en wat ons in ons studiejare beleef het, en hy gee vir jou as dit ware 'n diagram wat jy net vir 'n oomblik kan sê, o ja, dis wat daai benadering gekom het, dis vir ek gekom het. Dit is amper wat ek nou tans besig is wanneer ek die teks voorberei vir 'n preek. Jy vind jouself ergens in hierdie komplekse diagram, hoe jy met die teks in dialoog tree. Dit is die belangrike ding daarvan. Die tweede is dit help jou om te verstaan, as 'n persoon dikwels jy die ervaring kry, hulle praat verby jou, om te verstaan waar is hulle in die dialoog. Want dikwels is hulle in 'n ander gespreksruimte, segment as ek dit so kan stel, met hulle gesprek met die teks as wat jy mee besig is. En dan is dit belangrik om te verstaan is dat dis baie moeilik om 'n geïntegreerde benadering te ontwikkel. Ek dink dit is of die holy grail van Bybelwetenskappe. Mens dink aan mense soos Vernon Roberts se sosio-retoriese kritiek. Maar dit is baie moeilik om een metode te ontwikkel wat elke teks gelyktydig lees in al hierdie fasette, dat hulle elke lesing en elke segment betekenis byvoeg tot die teks. Weet waar lê die betekenis? Lê dit in sy ontstaan of lê dit in sy kontemporêre lees? Dit is nie altyd so eenvoudig om te doen nie. Maar jy kom agter dat elke benadering kan 'n verrykingselement hê tot 'n ander lesing. En dan elke een van die natuurlik verteenwoordig 'n bepaalde dialoog met die Bybel. Okay, so dis die teoretiese gedeelte. So ek het begin deur veel te sê die Bybel is nie 'n artefak nie, dis nie 'n eenduidige ding nie. Dis eintlik nie 'n ding nie, dis 'n dialoog, dis 'n gespreksruimte, dis die gestaltegewing van 'n gesprek met en oor God wat oor eeue plaasgevind het. Daar's mense wat mekaar praat oor God, daar's mense wat met God praat, daar's herinterpretasie van vorige tradisies. Dit is 'n dinamiese ruimte wat jy by mekaar aansluit. En ek het met Koel Hong vir julle gewys, as ons daai dinamiese proses op 'n manier wil vasvat in 'n sistematiese manier, dis nie perfek nie, maar dit is ook, ek vind dit nuttig. Dat jy kan vind, maar waar is jy besig om by daai dialoog aan te sluit, as 'n predikant of 'n Bybelwetenskaplike of net 'n persoon wat die Bybel graag lees, en hoe is mense dikwels op 'n ander plek as wat jy is. So nou wil ek beweeg na die konkrete voorbeeld toe, en ek gaan na die Matteus Evangelie kyk, en ek gaan veral na 2 tekste kyk, met die groot tema eintlik by Matteus 26 teks. Ek het redelik lank gewerk op vergifnis in Matteus, en miskien 'n aanloop kry. Ek het vir julle gesê dat 'n gereformeerde lees van die Bybel lê op die postteks vlak. Met ander woorde, daar is geen gereformeerde persoon in Antiochië wanneer Matteus mense by die evangelie van Matteus in Antiochië skryf nie. Wanneer ons die Matteus Evangelie lees as 'n gereformeerde tradisie, dan kom ons baie keer agter dat 'n tekste soos Paulus se briewe vir ons makliker en meer intuïtief lees as gereformeerdes, as argumentshalwe 'n teks soos Matteus. Matteus is die mees Joodse van die evangelies. Daar's aspekte van die Matteus Evangelie wat op die eerste lees daarvan vir ons nogal moeilik is as gereformeerdes. As ons byvoorbeeld bely dat ons uit genade alleen gered is. As ons byvoorbeeld bely dat jy weet ons kan niks doen om gered te word nie, dat daar nie iets soos dat dade nie bydra tot jou verlossing nie. Dan is Matteus die lees van Matteus, die noukeurige lees van Matteus, dikwels vir lidmate problematies. Ek gaan nou die voorbeeld van vergifnis gebruik. As mens byvoorbeeld Matteus 6:14 lees, die deel van die Onse Vader, dan word daar as 'n uitklaring gegee van die bede dat God ons moet vergewe soos wat ons ander vergewe, word daar eintlik 'n dubbele uitklaring gegee, positief en negatief, wat dit glashelder maak, want as jy die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Met ander woorde, vergifnis deur God word nie gekoppel hier aan die heilsdaad van Christus as die finale offer nie. Hier is dit 'n gedagte van God sal met jou maak soos wat jy doen. Ek praat net op 'n eerste lesing, né?
En jy skryf dieselfde in Matteus 18:35. So Matteus hamer op hierdie punt. Hy sê dis nou na die gelykenis van die diensknegt wat baie geld geskuld het, wat die een wat hom min geld geskuld het, gewurg het, net nadat hy vrygespreek is van sy skuld deur sy eienaar. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredings vergewe nie. In ander woorde, jy sal, as jy nie ander mense vergewe nie, sal jy jou vergifnis by God verloor. Wat vergifnis van sonde koppel nie aan 'n gedagte van ten spyte van wie jy is, ondanks wie jy is, het Christus vir jou eenmalig gesterf nie, maar aan hoe jy optree, hoe jy handel. So as ons Matteus in 'n raamwerk intrek, 'n postteks intrek, en die teoloog daar begin, in hierdie geval nou as gereformeerdes, dan kom ons baie keer tot die slotsom dat Matteus lees nie so intuïtief maklik so sekere gedeeltes van Paulus nie. Soos Romeine argumente wat julle nou weet in die hart van Lutherse denke geleë het nie. En jy kan nou 'n klomp goed sê, maar wat duidelik in Matteus is dat soms is die volgorde tussen wat ons doen en wat God doen verskillend, maar daar's 'n duidelike koppeling tussen die twee. Wat uit 'n bepaalde denke oor vergifnis en deur God vir baie mense problematies kan wees, want hulle hou vas in die gedagte dat hulle ten spyte en van ondanks wat hulle doen, gered word. Maar as ons met Matteus werk, dan is dit nie so eenvoudig om dit te kry nie. So een wat ek dit moet doen is, jy kan gaan kyk na gelykenis soos Matteus 20, daai van die werkers wat uit die verskillende tye gehuur word, reg in die begin van Matteus 20. Hulle word op verskillende tye gehuur en dan word hulle dieselfde betaal en het eindig vir hulle wat die eerste gehuur is klaar dat hulle meer kry nie, en dan sê Jesus as die landeienaar, is jy afgunstig omdat ek goed is. Ek wil dit almal goed hanteer. Wat jy kan sê, maar duidelik is hier geen korrelasie tussen die dade en die gevolg nie. Dit is genade alleen wat eintlik oorvloedige genade wat hulle betoon word. Maar dan moet jy 'n saak vir uitpak. Hoekom dink jy is Matteus 20 die sleutel vir die verstaan van Matteus en nie ander gelykenisse nie? Byvoorbeeld die Matteus 18 gelykenis van die persoon wat omdat hy die ander nie vergewe het nie sy vergifnis verloor. Hoekom is Matteus 20 jou sleutel en nie Matteus 18 nie? Hoekom is die bergrede dan nie jou sleutel die Onse Vader gebed of ander gedeeltes daarin nie? Jy sal jouself moet kan verantwoord. Hoekom kies jy daai bepaalde gelykenis om as dit ware die hele Matteus Evangelie te lees uit 'n gedagte dat dade en werke nie belangrik is nie. Want as ons na die Matteus Evangelie kyk, dan is veral finansiële beelde, gedagtes van loon. En jy kan nou net dink hoe allergies mense in die reformatie moes gewees het vir hierdie gedagte van beloning of loon ontvang, is ongelooflik sterk en dominant in die Matteus Evangelie. Ek gaan net op die oppervlakte na hulle kyk. Maar as ons vervolgens kyk na Matteus 6, dan word gepraat oor liefdadigheid wat jy moet bewys nie, en jy moet nie gesien word nie, want as jy gesien word, het jy geen loon by julle Vader nie. En as jy goed soos die gefeinstes doen op die strate daar aan die einde van vers 2, het jy jou loon reeds weg, jou mistos, jou betaling, jou soldij. En dit gaan so aan, jy sal sien, daar's verwysing na vergelde, daar's weer verwysing na loon en vergelde. So hierdie bergrede wat baie mense dink eintlik die sleutel vir die verstaan van die Matteus Evangelie is hierdie loon op dade absoluut dominant en voorop. En dan is daar ook die reeds soveel gewys die bede in vers 12 waar Jesus sê vergeef ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. Alles is finansiële beelde en ons verstaan dit is metafories, maar dis metafories in die sin dat hy wat jy doen het bepaalde gevolge. En weer die gedagte aan die einde van vers 16 dat hulle loon weg en weer die gedagte aan die einde van vers 18 van om vergelde te word. En ek het al reeds vir 'n paar keer na hierdie gelykenis verwys, die baie bekende gelykenis van die slaaf wat 10.000 talente skuldig was. En daar word gepraat van skuld, betaal my wat jy skuld, daar word gepraat van dat jy skuldig bly in daai sin. Daar's ook 'n klomp ander gedeeltes wat die gedagte gee dat daar amper rekenskap van jou geëis word en dat jou dade beoordeel word en dat jy vergeld word. En as jy nie daarvolgens korrek optree nie, dan moet jy afgereken sou word. So kom ons gaan terug na hierdie dialoog wat ons met die Matteus Evangelie het en ons vra vir onsself af, hoe kan ons nou aansluit by hierdie teks op 'n hermeneutiese verantwoordelike wyse? Dat ons nie net dood eenvoudig sê, maar jy weet, ons gaan nou Matteus aanhou lees,
totdat Matteus 'n gereformeerde teks is soos wat ons van ons kant af dink gereformeerd moet wees nie. Een manier is om te sê kom ek gee oomblik net aandag aan die teks van Matteus, die narratief van Matteus soos hy gekonstrueer is. En as ons na die narratief van Matteus kyk en verskoon tog vir die klein skrif, dan sal ons sien dat die Matteus Evangelie het waarskynlik van die mees gestruktureerdheid van al die narratiewe wat ons kry van die evangelies. Dat dit begin met 'n uitspraak van Jesus dat hy oor Jesus dat hy sy volk van hulle sondes sal verlos en dat hierdie Jesus gebore gaan word wat ons gaan verlos van ons sondes, dat hy die naam Immanuel moet kry en dat dit beteken God met ons. En ons weet ons nou almal dit omraam in 'n sekere sin hele Matteus Evangelie, want dit eindig in vers 20 met die uitspraak van Jesus self dat ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. So Matteus struktureer duidelik sy evangelie met hierdie gedagte van dat God sy volk van hulle sondes sal verlos, dat dit deur Jesus gaan gebeur en dat dit gaan gebeur dat hy op 'n bepaalde manier by hulle teenwoordig gaan wees in Christus. Dan die twee tekste wat ek daar vir julle belig, Matteus 20:28 en 26:28. Net iets daaroor. As ons die Matteus Evangelie lees, dan kry mens hierdie hele konteks wat ek nou al reeds vir julle gewys het, wat praat van loon, wat jou dade koppel aan gevolge. Dat jy 'n bepaalde beloning ontvang of nie ontvang, dat jy 'n skat in die hemel moet soek, nie op die aarde nie. Wat die gedagte skep dat daar 'n koppeling is tussen wat jy doen en jou verhouding met God. En ek het nou 'n paar vele gewys oor die vergifnis van sonde wat gekoppel word aan jou bereidwilligheid om ander mense te vergewe. Soos wat jy ander mense vergewe, sal God jou vergewe en indien jy dit nie doen nie, sal hy jou ook nie vergewe nie. Daar's min uitsprake wat vergifnis koppel nie aan 'n uitspraak van Jesus of 'n handeling soos die gee van 'n offer in Matteus 5 nie, wat praat oor die dood van Jesus, die rol van die dood van Jesus uiteindelik in die bewerkstelliging van vergifnis van sonde. Die twee belangrikste tekste wat iets daarvan gee, en mens onthou Matteus is 28 hoofstukke lank, net is 2 verse as dit ware daarin, is Matteus 20 vers 28 waar amper vir die eerste keer verduidelik word hoe Jesus nie net sondes kan vergewe deur konstant vir mense te sê jou sonde is jou vergewe, soos die verlamde man in Matteus 9 nie. En hoe kan hy nie net vir ons raad kan gee soos vergewe ander mense en dan gaan God jou vergewe nie, want dit koppel in jou optrede nie. Hoe moet Jesus dan nog steeds sterf aan die kruis? Wat by Paulus nou fokuspunt is, in Matteus se narratief word vertel hoe dit gebeur en die verloop daartoe, maar die teologiese uitklaring daarvan is hierdie paar verse. So Matteus 20 vers 28 staan daar net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Net dit is daai finansiële uitspraak, 'n losprys, 'n lutron. Dan Matteus 26 vers 28, want dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Dis 'n soort teks en ons gaan lekker stil by hom staan. So die lang en kort is, as ons vir 'n oomblik net na die narratief van Matteus kyk, dan moet ons verstaan dat al die uitsprake wat vergifnis van sondes koppel aan ons optrede. Die Ons Vader gebed, Matteus 18, is ingebed in 'n verhaal wat begin met 'n uitspraak wat die verlossing van sondes aan Christus koppel. Die Matteus 21, hoe voor die kind nog gebore is, en dan Matteus 28, die einde van die verhaal. So die narratief sê vir ons moet die uitsprake wat ons gedrag in spel bring, binne hierdie raam plaas. Ons kan nie net eenvoudig doen dit te sê, dis wat ons as gereformeerdes glo en dis wat Paulus sê nie, of dit erns maak met die narratief van Matteus. So die narratief van Matteus, die omraming wat Matteus vir ons gee, sê, al die uitsprake van Jesus word omraam deur hierdie gedagte, dat uiteindelik deur Christus kom verlossing van sondes. En dan in die einde van die narratief, wanneer Jesus beweeg na sy dood toe, dan die klimaks van die verhaal, begin Jesus deur kortbondige verse praat oor die betekenis van sy dood in die lig van die vergifnis van sondes. En daai uitspraak van Jesus wat die vergifnis van sondes aan sy bloed kom koppel, is amper die enigste uitspraak wat dit doen. So as ons dan ons blik so vir 'n oomblik verskuif
en sê, reg, ons het nou in die eerste blik na die narratief van Matteus gekyk, ons het teks-immanent gewerk, ons het op die vlak gewerk van wat ons dink die finale teks is, al lees ons natuurlik uiteindelik 'n postteks, 'n vertaling van 'n eklektiese teks, maar kom ons aanvaar dit gee die narratief van Matteus deur. Maar kom ons vra vir onsself af, wat sou Matteus vir sy eerste lesers in hulle konteks beteken het wanneer hy skryf oor 'n litron, wanneer hy beskryf oor die verbond, wanneer hy skryf oor God wat Immanuel is. En dan moet ons die blik groter maak om te sê, ons moet begin dink oor wie was Matteus as skrywer, hy was 'n Jood geweest, wie was sy eerste lesers geweest, waarskynlik 'n gemengde gemeenskap wat ook heidene bevat. Hoe kom hy aan sy evangelie? Wel, hy skryf baie laat, so hy's nie 'n ooggetuie nie. Hy gebruik 'n voorteks, 'n preteks, die Markus evangelie, Q, as jy dit van Q gee, hy het sy eie bronne en hy gebruik hierdie materiaal om sy teks te konstrueer. En as ons dit weet, wat kan ons dan verstaan van Matteus? Hoe kan ons met Matteus in dialoog tree, waar hy in dialoog tree met sy mense, sy tyd en ook die tekste wat hom vooraf gegaan het? En natuurlik, die belangrike ding is, van daai tekste kom uit die Ou Testament uit. So kom ons kyk na die Matteus 20:28 teks. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Die gedagte van 'n litron of 'n losprys is vir ons dalk 'n vreemde gedagte, maar dit is die gedagte van hoe jy 'n slaaf sou vrykoop of 'n koning wat ontvoer is, of dit gewoon as jy iemand sou afkoop. Matteus sê nie aan wie word dit betaal nie. Hy sê nie doodgewoon dit is wat Jesus is. Jy weet, dit is 'n losprys vir baie. Word dit aan die duiwel gegee, word dit aan God gegee, aan wie word dit gegee? Dit is nie vir hom in fokus nie. Vir hom is die gedagte dat Jesus sy afgee van sy lewe, die feit dat hy gaan sterf, gesien moet word as 'n losprys. En nou is die vraag, hoe sou sy eerste lesers daarop gereageer het? Dieselfde met Matteus 26:28 teks, en ons gaan net nou kyk meer in detail na die tekste, wat hy praat van, dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Ek is nie vir die teks, 'n bietjie 'n breër konteks. So die belangrike ding om raak te sien is, en dis hier waar die dialoog wat Matteus voer met sy bronne geweldig belangrik word. Hierdie bondige uitspraak van Jesus, wat die betekenis van sy dood letterlik in 'n sin, 'n komplekse sin vasvat, is amper soos jy konsentraat. Ek dink ons baie keer Ouros gedrink. Dis 'n konsentraat wat jy nie op sy eie kan drink nie. Dis te gekonsentreerd, maar as jy water byvoeg, dan is dit drinkbaar. En in die geval van Matteus moet jy sy gekonsentreerde uitsprake wat hy bondige woorde, wat hy trefwoorde in bevat, verdun met die Ou Testament om te verstaan waaroor dit gaan. So as ons die bondige uitspraak vat, dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot vergifnis van sondes, dan kom ons agter dat dit 'n hele leefwêreld van verskillende tekste en kontekste en gesprekke en uitsprake met en oor God in die Ou Testament in spel bring. So is daar baie geleerdes wat sê dat die verwysing na die verbond is hier onder 'n andere verwysing na Jeremia 31. Vers 31, kyk, daar is die uitspraak van die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit is interessant dat Matteus dit nie nuwe by nie, Lukas sê dit wel by. Maar dit roep hierdie gedagte van die verbond na vore. En die verbond is anderste. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met my voorvaders gesluit het, die dag toe ek hulle in die hand gegryp het en om uit Egipte uit te lei nie. My verbond wat hulle sal self verbreek het, al was ek heer oor hulle, is die uitspraak van die Here. Nee, dis die verbond wat ek na daardie dae met die huis van Israel gesluit, is die uitspraak van die Here. Ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Jy kan iets van die Immanuel gedagte hier optel. Jy kan iets hier optel van dat dit 'n hoër uitspraak, 'n hoër gehoorsaamheid aan die wet vereis, wat Matteus 'n baie sterk gedagte is, die gevoelige geregtigheid. Dis nie net die wet as 'n eksterne klomp reëls jy wat nakom nie, dis 'n geïnternaliseerde lewensoriëntasie wat op hulle harte geskryf. En dan in die einde praat hy daarvan, want ek sal hulle sonde skuld vergewe en hulle sonde sal ek nie weer dink nie. Dit is waarskynlik die persgedeelte wat daai gedeelte van Jeremia optel. So met enkele woorde, 'n enkele woord en 'n frase, tel Matteus die dialoog, die gesprek op
wat Jeremia gehad het in sy tyd met die verstaan van die verbond na die kateklismes van sy tyd en met die wet wat hom vooraf gegaan het. So deur te verstaan wat Matteus hier doen is dit te erken as 'n dialoog met 'n teks wat hom vooraf gegaan het, wat op sy beurt vir 'n dialoog is met 'n vorige tradisie, kom jy in die gesprek in en jy word ingenooi in die dialoog om te vra maar okay, wat beteken die verbond en die vergifnis van sondes vir jou? Maar daar's nog meer. Wanneer daar gepraat word oor die teks, dan is dit ook so dat dit vir ons baie uitleggers ook verwys na die Exodus teks. En jy kan dus met ander woorde 'n saak uitmaak waarskynlik dat Jeremia 'n gesprek teken met Exodus. Ek laat dit vir my Ou Testament kollegas sodat Matteus 'n gesprek tree met Jeremia soos Jeremia 'n gesprek tree met Exodus of hy gaan direk na Exodus toe. Want in Exodus staan daar Moses het uit die bloed geneem en het oor die volk gesprinkel en gesê kyk, dit is die bloed van die verbond wat die Here met julle sluit op grond van al die woorde. Nou onthou in Matteus is dit 'n moontlikheid want hy het die woord nuwe nie oorgeneem wat in Jeremia is nie, wat in Lukas wel is. So tree hy nou in dialoog met Jeremia, met Exodus, met beide, of tree hy in dialoog met Jeremia se dialoog met Exodus. Jy kom agter as jy die komplekse nadenke en 'n gesprek met en oor God oor wat beteken dit as die Here met ons 'n verbond sluit? Wat is die vereistes van die verbond? Hoe kom die verbond tot geld? Hoe dit geldig? Wat is die aard daarvan? Dan is natuurlik nog gedeeltes, nog frases. Jy kan letterlik sien hoe letterlik elke sin of frase, elke woord of frase in die gekonsentreerde teks in gesprek tree met die Hebreë Ou Testament. Dit is letterlik 'n baie gekonsentreerde koeldrank konsentraat wat jy hier moet oplos in die Ou Testament. Dit kan byvoorbeeld ook in gesprek tree met Jesaja. Daarom sal ek aan hom 'n deel gee onder baie en met magtiges sal ek buit verdeel, omdat hy sy lewe blootgestel het aan die dood en by oortreders gereken is. Hy het egter die sondes van baie gedra, vir oortreders het hy ingetree. Dis die vir baie en die sondes waarna Matteus verwys. En jy kan sien dit is die egos van die dialoog is dikwels letterlik nie dit 'n ego. Jy's nie eers seker is dit presies hoe die teks wil aangehaal word of nie. So, wat het ons hierso? Ons het 'n dialoog in die skrif. In Matteus 26 haal hy die Ou Testament aan. Hy haal waarskynlik voormalige gedeeltes van die Ou Testament aan wat weer ander aanhaal. En jy sal sien daar by punt nommer 2, daar's nog 'n teks wat ek nie daar hanteer dit nie. Wat ook praat van jy sien daar in vers die bloed van jou verbond jou gevangenes loslaat uit die put. En dan is daar 'n verwysing ek jou dubbel vergoed. Dit is die losprysgedagte wat ons in Sagaria kry. So Sagaria tree ook in gesprek in 'n nuwe konteks met die tradisie wat nou oorgelewer is. Wat beteken die verbond? Dit gee vir ons nuwe verstaan van wat die verbond is. En nou het jy hierdie komplekse vraag, is Matteus net in dialoog met Exodus, net met Jeremia, met Sagaria, almal gelyk, wat is hier aan die gang? Maar wat jy wel kry is hierdie ryk gesprek wat oor eeue strek, oor die feit dat God se verbondstrou gestalte vind in sy verbond, dat dit hy is, jy sal sien daar in die Sagaria teks, wat uiteindelik mense loskoop om deel te word van die herstelde volk. Dis hy wat dit as ware met bloed beseël. Dit is sy trou wat die verbond tot stand bring en in stand hou. Dit alles word na vore geroep as mense begrip het vir die verhouding tussen die Matteus teks en sy brontekste. In ieder geval nie net Markus nie, maar ook die Ou Testament. So wat ons kry in Matteus is met ander woorde 'n ander raamwerk as die een wat ons amper seker van die rak af kan haal wanneer ons as gereformeerdes oor die skrif dink. Dit is 'n raamwerk wat 'n plek het vir die tempel, vir offers, vir die paaslam en vir die hoëpriesters en dat Jesus al hierdie sisteme vervang. En nie vir ons die ervaring van enige van hierdie sisteme nie. En in die tyd van Matteus is dit 'n ongelooflike radikale gedagte gewees het dat 'n persoon wat gesterf het in 'n kruis die tempel kan vervang. Weet ons lees oor dit asof dit 'n probleemlose stelling is, maar die gedagte dat die heilige tempel, wat die ontmoetingsplek met God het, wat die artefakte het van God se verbintenis aan sy volk, vervang kan word deur 'n gekruisigde misdadiger, moes vir mense doodgewoon waansinnig gewees het. En dit is wat Matteus vir hulle sê, dit is wat hier nie gebeur is. En wat speel uit aan die kruis, dit is hierdie losprys wat God
betaal vir sy volk en daai verbond om die verbond te herstel sluit ook ander nasies in wat natuurlik 'n sterk tema in Matteus is. So wanneer ons Matteus vandag lees en ek is amper aan die einde van my relaas, ek dink hy het nog so 4 skyfies oor. As ons vandag Matteus lees, kan ons kies om dit net te lees deur 'n bepaalde teologiese lens. Ons kan 'n feministiese een kies, ons kan 'n gereformeerde een kies, ons kan 'n metodistiese een kies, ons kan 'n katolieke een kies en sê jy weet al wat ek in belangstel is om volgens my bepaalde identiteit en my ervaring van die teks met die teks om te gaan. Dit is mense wat dit so doen. Wat bijvoorbeeld net weet as dit ware Paulus op 'n bepaalde manier lees. Ek het al in preke gesit wat jy die ervaring kry dat die persoon het duidelik gekies om Paulus teen die gereformeerde lens te Paulus nie, Matteus teen die gereformeerde lens te lees en net doodgewoon nie 'n woord sê oor wanneer Matteus praat oor loon nie. Jy weet, hoe pas dit in daai raamwerk in nie? Of ons kan Paulus teen Matteus teen 'n Pauliniese lens lees. Met ander woorde, ons gebruik Paulus om te verstaan wat Matteus sê. Wat natuurlik 'n probleem is want Matteus is geskryf nadat Paulus reeds dood was. Of ons kan sê, jy weet, en dit is miskien meer algemeen een wat mense 'n bepaalde teologiese raamwerk vir hulle self ontwikkel het, waar hulle enigste vraag wat hulle het is, hoe kan ek vergewe word van my sonde? Hoe weet alles wat met Jesus gebeur, gaan uiteindelik net daaroor dat ek sielsalig kan wees en dat ek kan weet dat my sondes vergeef het. En dat hulle die hele Matteus evangelie lees en net raak sien dat dit gaan oor die vergifnis van ons sondes. En dan sê hulle vir hulself, jy weet hulle die raamwerk sê omdat ons nie deur ons dade gered word nie, is goeie dade opsionele uitdrukking van ons dankbaarheid. Met ander woorde, ongeag alles wat Matteus sê oor dade van liefdadigheid dat jy jou skatte in die hemel vergader, dat jy jou loon van God sal kry, dat jy raak sien wat jy doen, dat dit saak maak wat jy doen. Dit is nie te sprake nie, want ek glo in my hele hart, ek word gered deur Christus, ondanks wat ek doen, en ten spyte van wat ek doen, daarom is dade nie belangrik nie, en as ek eers seker is van my persoonlike vergifnis, hoef ek eintlik niks te doen nie. Ek hoef nie 'n getroue gelowige te wees nie, ek hoef nie eise van die wet na te kom nie, ek hoef niks te doen nie, want uiteindelik is dit nie meer in spel nie, al wat in spel is, Christus het vir my gesterf. En as ek nou wel dit sou kon kry om my vyand lief te kry of iets moeiliks te doen, dan is dit 'n opsionele uitdrukking van dankbaarheid. Dit het nie 'n rol in my saligheid nie. Ek maak net nou 'n bietjie van 'n karikatuur hiervan, maar ek het al met mense gepraat wat jy gevoel kry wat hulle eintlik vir jou sê, jy weet, ek verstaan nou presies hoe genade werk. Ek word gered ten spyte van my dade. Dade is nie belangrik nie. Daarom maak dit vir my geen sin dat jy nou as 'n predikant vir my wil sê ek moet volgens bepaalde etiese norme leef of byvoorbeeld deel van 'n geloofsgemeenskap wees nie. Hoe kan jy nou vir my sê dit is deel van die spel as dit geen rol speel in my vergifnis nie? Hulle reduseer hulle geloof tot die vraag, hoe word ek vergewe van my sondes? En dit is dikwels 'n gewilde lees van sekere tekste. As ons 'n historiese kritiese lees van Matteus lees, en ons vra wat sou sy eerste lesers daarvoor gemaak het en dat ons in dialoog met hulle tree en met Matteus tree, dan sou ons agter dat waar ons persoonlike vergifnis van sondes die primêre saak maak. Die Engelse praat van die ultimate concern. Is vergifnis van sondes vir hom 'n voorstap vir die ultimate saak. En dat die ultimate saak aan Matteus die herstel van die verbond is. Met ander woorde, individue se sondes word vergewe. Dit is nie die eintlike doel van die oefening nie. Dis die voorvereiste sodat die verbond herstel kan word. Die verbond kan net herstel word wanneer die volk vrygekoop word van hulle sondes, as daar 'n losprys gegee word en as hulle sondes vergewe is en betaal en vergoed voor is, dan kom die nuwe verbond ter sprake. Die hooffokus is met ander woorde op die herstel van die verbond, nie op individuele saligheid of verlossing van sondes nie. Dit beteken as die hooffokus op verbondsherstel is, dan is alles wat Matteus sê, wat ons ook interpreteer as die spelreëls van die verbond, nie opsionele goed wat jy net kan afskryf nie. Die oorvloedige geregtigheid waarvan die bergleier praat en die dade waarvan Jesus praat in talle uitsprake en die vergifnis wat ons na ander mense moet uitdeel, is nie goed dat jy net van die tafel kan afvee omdat jy nou glo jy is vergewe nie. Omdat jy vergewe is jy nou in 'n verbondsverhouding met God en die verbondsverhouding met God veronderstel ook 'n verbondsverhouding met die wêreld en ander mense en die natuur. En die goeie nuus is jy is nou in 'n herstelde verbondsverhouding.
Dis vir jou moontlik om vir mense met oorvloedige geregtigheid te hanteer. So om nou te sê oorvloedige geregtigheid is nie belangrik nie, is om die hele doel van die oefening soos Matteus dit uitspel te ignoreer en dit te reduseer tot ek wil net vir my sondes ontslae. Matteus sê, wel, jy word van jou sondes ontslae, jy word ingenooi as 'n heiden in hierdie verbondsvolk van God, maar jy word 'n verbondsvolk en die verbondsvolk word gekenmerk deur hulle oorvloedige geregtigheid. Deur die spelreëls van die wet en die spelreëls van God se verbond, soos geherinterpreteer deur Jesus in Matteus uit te leef. So ons loop die gevaar om met 'n verdraaide gereformeerde beskouing. Ek noem dit 'n verdraaide beskouing van gereformeerdheid. Ek wil sommige dit maar te optel van ek is gered deur die Christus. Ek hoef omdat ek niks gedoen het nie daarvoor nie, ek kon niks bydra tot my verlossing nie. Hoef ook niks te doen nou dat ek gered word nie. En ek Matteus sê vir ons sê nie daar's 'n korreksie. Ja, jy kan niks doen vir jou sondes nie. Matteus is daaroor duidelik. Christus red sy mense van hulle sondes. Matteus 1 sy teenwoordigheid by ons is 'n getuienis daarvan dat dit gebeur het, einde van Matteus, en dat die uitspraak wat hy maak oor die herinterpretasie van die verbond wat herinterpretasies of 'n dialoog is met die Ou Testament maak duidelik deur sy dood het hy sy bloed gegee om die verbond te herstel en die verbond word herstel wanneer sondes vergewe word. Maar nou is jy in 'n herstelde verbond en nou word daar van jou gevra om op 'n bepaalde manier te leef. So kom ek vat hierdie deel 3 saam. Matteus verkondig nie die vergifnis van sondes los van ons optrede nie. Hy verweef ons optrede met God se vergifnis. Dis tog wat 'n verbond is, om verweef met God te leef. Vir Matteus het Jesus vir ons sonde gesterf om daardeur die verbond te herstel. Nie net om ons sondes te sterf nie. Die sonde wat vergewe word lei tot verbondsherstel. En dis die derde punt dan, hè. Vergifnis van sondes is 'n voorvereiste vir verbondherstel en is nie 'n doel op sigself nie. En verbondsherstel is 'n danke aan die verbondstrou van God. Maar dit veronderstel ons gehoorsaamheid aan die verbondsvereistes soos herinterpreteer deur Jesus. So wat van julle, dis my laaste skrif vir moet ek hierdie. Ons lees die Bybel in gesprek met mekaar. En die Bybel self is 'n gesprek. Die Bybel self bevat 'n dialoog met en oor God oor eeue. Die Bybel wat ons lees is 'n gesprek want dit is 'n dokument wat deur ons gegee word deur vertalers wat 'n gesprek met mekaar was en met ons. Die vertalers gebruik 'n teks wat gerekonstrueer is deur komitees, panele. Hulle het gedoen op grond van tekste wat mense in gesprek met mekaar oorgelewer en bewaar het en bygewerk het. Die tekste wat gepubliseer en oorgelewer is finale tekste wat in verskillende periodes saamgestel is. Dit was honderde, duisende jare uit mekaar uit. En daai tekste tree weer in gesprek met vorige tekste. En sommige van daai voortekste soos wat Markus haal ook die Ou Testament aan. So jy Matteus wat vir Markus aanhaal en Markus wat vir die Ou Testament aanhaal. Hulle is ook in gesprek met daai persone. So die absolute wonderlike ding van die Bybel wat amper moeilik is om onder woorde te bring is dat as jy hom begin lees, dan word jy ingenooi in hierdie eeuelange gesprek. En dis 'n dialoog wat ons voer, want ons lees nie net die Bybel nie, die Bybel lees ook ons. Ons ontmoet nie net vir God nie, ons ontmoet ook miljoene gelowiges deur die eeue wat God besig was, die vertalers, die versamelaars van die eklektiese tekste, die persone wat die tekste geskryf het, die gemeenskappe wat die tekste herwerk het en oorgelewer het, die mense wat hulle vooraf gegaan het. Jy is eintlik besig met 'n eeuelange gesprek met God en met diegene wat ons vooraf gegaan het. En om daaraan te kan deel is 'n voorreg. So wat is ons rol as 'n dominee? Is my laaste sin of twee. Ek dink dit is altyd ons rol om hierdie gewellige kompleksiteit vir alle lidmate te verduidelik nie. Daar's van hulle daar wil gebaat word, ander wat daardeur nie altyd kan verstaan presies waarvan jy praat nie. Ek dink ons as dominees is mense wat met leef in verwondering oor die wonder van hierdie dialoog van wat ons opgenooi word. Verskoon nog. Dat die Bybel nie net 'n plat oppervlakte artefak, 'n dooie ding is wat ons in die hand neem, maar dat hierdie ongelooflike neerslag is van 'n dialoog met en oor God, wat wanneer ons dit begin lees, ons intrek in daai dialoog. En dat as ons dit doen, ons nie onveranderd laat nie. Dit is my hele speel. Marius, baie dankie. Ek weet nie Ons gaan as jy ek gaan nou
Dis hoe omdat jy daar stop sharing, stop share, daar sê. Die rooi druk, daar sê. Goed, baie dankie. Nou sien ons deelnemer is hier so vanaand. Marius, baie dankie van my kant. Ons gaan geleentheid gee vir 'n enkele of 'n paar vrae. As jy jou hand opsteek of ja, jy kan as jou hand opsteek dan kan jy dit nasien sodat ek vir jou kans gee om 'n vraag te vra. En Marius, miskien moet jy notas maak van 'n paar vrae. Vat ons so 'n paar op 'n slag. Ek wil nie dat ons in 'n dialoog gaan of 'n debat gaan oor goeders nie, maar dat ons enkele vrae hanteer. Skryf hier so 2 of 3 van hulle neer, dan gee ek jou kans om te antwoord. Goed. Kom ons sien, is daar enigiemand wat 'n vraag wil vra? Steek vir my hand op, gee my aanduiding. Julle kan nie almal net doodstil sit nie, dan wonder ek of julle nog daar is. Goeie vraag kry 4-7 open. Jy het ons oorweldig. Dit is duidelik dat almal absoluut stilgeslaan is met wat ons gehoor het. Ja, baie interessant. Ek het dit nou self baie geniet. Baie dankie daarso. Otter Sutton, praat gerus. Asai, baie dankie. Ag Marius, baie dankie ook vir dit wat ons gedeel het. Ek is maar net 'n gewone lidmaat van KSM gemeente en dit was my lekker om te weet hoe ek nou hoor dat daar in die volgende paar in die nabye toekoms behalwe vir jouself ook nog ander 'n bietjie met ons gaan deel oor verstaan van hermeneutiek en alles wat daarmee verband hou. Dit was my baie insiggewend om vanaand na jou te luister. Ek het dit baie geniet om na jou te luister. En daar's maar net 'n paar goedjies, daar's eintlik heelwat goedjies wat ek graag vir jou sou wil vra, maar dit gaan nie werk vanaand met 'n Zoom meeting nie. Dit is nou regtig nie moontlik nie. Maar ek wil net graag vir jou net een dingetjie vra. Jy het op 'n stadium met die laaste gedeelte van jou aanbieding het jy onder andere verwys na Matteus wat in gesprek is met Sagaria en Jeremia en hoe hy dan dit wat daar ook staan in verband met Matteus 26 gebring het om te sê dat Matteus dan ook in gesprek was met byvoorbeeld Sagaria en dan het jy die ander Ou Testamentiese boeke ook genoem. Wat ek net graag by jou wil weet is, as 'n mens kyk na Matteus 26, dan in spesifiek dan vers 27 waar daar staan, toe neem hy 'n beker, en dit is nou wat Matteus nou skryf, toe neem hy wat Jesus is 'n beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. So my vraag is eintlik nou baie eenvoudig, Marius. Dit lyk nie vir my of dit Matteus is wat hier in gesprek is met die Ou Testament nie. Wat ek hier lees is Matteus wat Jesus aanhaal. En dit is my verskriklik belangrik om net daai onderskeid te tref. Dis hy wat Jesus hier aanhaal, wat Jesus gesê het. So dis nie Matteus wat oor of met God hier in gesprek is nie, hy haal vir Jesus aan. En dan kom hy, en Jesus het die Ou Testament glo ek net so goed geken en nog baie beter geken, dink ek, as die Ou Testamentiese skrywers. So ek wil net graag vra, wie nie dit dalk vir my net daardie gedagte van die gesprek, want jy het nou baie mooi verduidelik dat die Bybel volgens jou 'n dialoog is met en oor God. Maar dan kom ons hier in hierdie gedeelte en ons laat dit net vir my, ek het so 'n bietjie ongemaklik gevoel, Marius. Miskien kan jy net vir my help om te dink hoe ek dit moet verstaan. Terwyl die ander dink, 100% sê, jy kan sê Matteus is in dialoog met Jesus en in die oorleweringe van Jesus, want hy self het die skrywer van Matteus Evangelie is nie die disipel Matteus wat ons dink. Nee. So jy voeg nog 'n vlak van dialoog by, né? Matteus op gesprek met die oorgelewerde woorde van Jesus wat teruggaan natuurlik na Jesus toe. So jy kan praat van die Matteus se Jesus, jy kan dit versmelt of jy kan reg soos jy sê, en daar is 'n hele studieveld van die historiese Jesus wat presies dit doen. Wat dan sê, jy weet, in watter sin is Matteus in gesprek
met die historiese Jesus. Want bijvoorbeeld as jy nou Lukas se woorde vergelyk met Matteus se, dan word die woord nuwe weet. So hulle albei is op 'n baie bepaalde manier 'n gesprek met Jesus. So ek wil net sê jy onderstreep presies die punt van daar's nog meer dialoog. Daar's nog meer gesprekvoering. Jy weet want Jesus self het nie Matteus geskryf nie. Jy weet so Matteus as 'n persoon wat dit uit die rykdom van wat oorgelewer is na hom van Jesus gesê het, bepaalde struktuur in die teks moet gee. Hy is 'n gesprek met daai oorgelewerde tradisie. Hy skryf nie alles neer nie. As jy byvoorbeeld Matteus en Lukas kan vergelyk, dan is daar elemente wat in Lukas is wat nie in Matteus is nie. Byvoorbeeld die barmhartige Samaritaan. So dit bevestig net die punt dat selfs Matteus is in dialoog met die historiese figuur Jesus, as ek dit nou vir ondersoek kan onderskei. Daai jou Marius. Ek waardeer ek. 'n laaste opmerking wat ek net vinnig wil maak is jy het ook afgesluit om te sê dat ons predikante nie noodwendig lidmate moet verwar met alles wat jy met ons vanaand gedeel het en al die goedjies nie. Maar weet jy wat Marius, dit sal dan wonderlik wees as ons so 'n gesprek met ons lidmate ook kan hê. Want ek dink nie 'n mens moet ons lidmate onderskat met betrekking tot hulle groei en kennis van die woord nie. En ek dink regtig nee, dit is absoluut fantasties om na ouens soos jou te luister. Ek wil dit regtig aanbeveel. Ja, dankie dat ek dit kan kwalifiseer. Kyk, ek is 'n groot voorstander van Bybelskole en gesprekgeleenthede soos hierdie. Wat ek eerlik bedoel is jy kan nie elke preek, elke teks wat jy aanhaal, eers vir hulle koelgongs en met 'n kritiese analise op die bord sit en vir hulle sê ek gaan nou vandag hierdie doen en ons doen hierdie en daai. Jy weet dit is ek bedoel vir sommige mense is daar 'n gevoel van dis net too much, maar daar's duidelik plekke en ek dink iemand my kollega Louise waarskynlik iets daaroor praat. Veral as jy lank in 'n gemeente is en jy as 'n vertrouensverhouding tussen jou en die gemeente, jy kan oor jare hierdie hermeneutiese raamwerke uitpak vir mense dat hulle later gemaklik vertroud daarmee is. Al wat eintlik bedoel is jy kan nie in elke preek as jy nou 'n gasprediker in 'n gemeente is vir sê luister voordat ek nou vir julle hierdie vandag gaan lees, kom ek noem die naam Koelgong vir julle gaan hom nooit vergeet nie en dan gooi jy jou slide. Jy weet dis nie die plek of die tyd of die ruimte daarvoor nie. Maar beslis geleenthede soos hierdie in Bybelstudies en Bybelskole by all means. Dankie. Barnard, ek sien die hand. Marius, ek moes nou die Sondag wat verby is in Oostersee 'n preek omdat jy en Jampie nou nie beskikbaar was nie en toe gee julle nou rigters my op te preek en die evangelie daar te soek. So my vraag is hoeveel dele in die Bybel lyk met die eerste oogopslag asof dit die wil van die Here is. Jy weet ek praat nou van al daai oorloë en bloedbaddens en so en met hermeneutiek en so aan sal jy kan onderskei dat al lyk dit nou soos die wil van die Here soos wat dit daar staan dat dit eintlik nie die wil van die Here is nie. Dankie Barnard. Dankie Barnard. Ja, hy die diep duisternis vra jy en ek amper weet 'n amper oorkoepelende vraag. Ek dink dit is 'n geweldige belangrike opmerking want kom ons sê net gou 'n tree terug. Die feit dat hierdie tekste ook nou saam gebundel is in wat ons noem die Bybel, die kanon, né? Voeg nog 'n vlak van dialoog by natuurlik. Dit is nie enkel tekste wat oorgelewer is. So dis een ding om te sê nou bijvoorbeeld ons is 'n geloofsgemeenskap gewees, al wat ons het is Hooglied. Jy weet dis al wat ons het. Ons weet niks anders van die Here nie. Ons het geen ander teks as Hooglied nie. Dan vermoed ek ons sal 'n ander tipe van gemeenskap gewees het as jy met ons vanaand is omdat ons die hele kanon. Weet so dit is 'n diep vraag daar om te sê, jy weet in watter sin ons begin nou by die kanon, is die veelvoud van tradisies en stemme en tye en tekste wat ons het bepalend vir ons. Kom ons vat 'n eenvoudige een, feit ons 4 evangelies het in plaas van 1 evangelie. Gee aan ons 'n bepaalde rykwyte, maar ook soms hier 'n paar interpretasievrae oor wat was die regte Jesus nou gewees, die historiese Jesus. Dan ook weet en ek los hierdie vraag eintlik vir my ou vriend kollegas nou as welkom om die gesprek te deel dat ons ook 'n goeie dialoog voer. Daar is gedeeltes van die Ou Testament wat jy regtig vir jouself moet afvra dat as jy dit in isolasie lees en nie die verhaal wat die kanon in 'n sekere sin op die tafel plaas van die begin tot die einde van die skepping tot die herskepping in jou agterkop het nie,
regtig vir jou droewige tekste is. Jy weet tekste wat as psalms wat van wraak praat en van dinge. So ons moet vir mekaar sê wanneer ons aan hierdie dialoog deelneem as 'n geloofsgemeenskap, dan is dit anderste as wat 'n kenner van algemeen sou 'n enkele boek sou doen wat amper die ander boeke buite rekening buite spel plaas. Ons lees dit deur 'n dialoog wat geskep word deur die feit dat hierdie boeke saam met mekaar ingebundel is. En dan is dit so tog dat ons veral gewelddadige tekste en sterk nasionalistiese tekste in 'n mate herinterpreteer. Net die feit dat ons die Ou en die Nuwe Testament vol in een boek het, herinterpreteerde gedagtes soos byvoorbeeld die grondbelofte wat 'n sterk tema is in die Ou Testament. Dat die volk van God hulle eie geografiese gebied met 'n fisiese koning sal hê. Ek sal sê dat die koninkryk van God gedagte in die Nuwe Testament dit herinterpreteer en die gesprek voortsit. So om die vraag te antwoord. Ek dink ons word uitgenooi om te sê tekste wat ons op die eerste slag lees in 'n dialoog mee tree, met watter ander tekste is daai tekste ook in dialoog? Daar's tekste wat met hulle in dialoog tree, nie wat rigters geweet het van Matteus of van Paulus nie, maar om op 'n postteks vlak is hulle saamgebundel deur mense wat sê al die tekste is belangrik. Jy kan nie van hulle uithaal nie. Hulle is almal belangrik in gesprek met mekaar om ons 'n bepaalde beter blik te gee op wie God en wie sy heilsplan is. So ek weet nie of ek jou vraag direk antwoord nie, Barnard, maar ek dink die antwoord is direk eenvoudig. Is tekste wat in isolasie regtig vir jou soms jou hare gaan laat reis, maar in hierdie breë gesprek van die amper sê die Ou Testament kanon en die Nuwe Testament kanon, die gesprek tussen kanons jou gaan help. Maar ek sien Lodewyk ek bring hulp, bring versterkings. Leon, daar kom ons vir Lodewyk hier indooi. Ons gee vir hom kans dat hy die Ou Testament vir ons mooi verduidelik. Die Ou Testament al die hulp nodig het hy kan kry in hierdie geval, dink ek as dit by geweld kom. Nee. Dankie baie so daai. Nee, weet julle ek wil sommer net eintlik sê, weet jy, ek gaan nie uitbrei op die gesprek nie. Ek wil graag die dialoog op 'n ander manier laat julle voortgaan met dit. Maar die 2 September is die tema juis oor dat ons praat oor geweld en hermeneutiek. So dan kan ons hierdie gesprek definitief 'n bietjie verder vat en bietjie perspektiewe vat ook om hierdie 'n bietjie verder te dink daaroor. So dankie eintlik so lank vir die advertensiebreek. Maar dit is eintlik wat ek moet sê. Maar ek wil nie nou al dat ons al oor alles uitklap nie, maar dankie. Goed, dankie vir vanaand, ek het vreeslik geniet. Dankie Lodewyk. Is daar nog? Maar wat luister by die radio die 2 September, né? Ja. Ek sien nie nog hande nie. Goed. Okay, Barnard sê is reg. Ek dink dan het ons aan die einde gekom. Marius, ek sê vir jou baie dankie. Jy het regtig vir ons bietjie laat dink. Ek neem aan veral vir ons wat nou langer terug op universiteit was. Ek neem aan die jonger predikante het dalk meer van hierdie goedes onlangs nog gehoor, maar sommige van ons wat nou al hoe verder gevorder is, kom ons stel dit so. Ons het nou bitter lank terug met hierdie goed so direk besig geraak, maar dit was baie interessant. Baie dankie vir jou tyd, waardeer, en dankie vir elkeen wat hier was vanaand. Volgende week en die volgende 3 weke, elke Dinsdag aand van 7:00 tot 9:00 of tot so 8:30 se kant, wanneer ons ook al klaar is, gaan ons verder praat oor 'n verantwoordelike hermeneutiek in die 21ste eeu. Marius, dankie dat jy dit vanaand vir ons afgeskop het. Lekker aand vir almal. Onthou om 'n e-pos te stuur aan leon@ngkvs.co.za met die sleutelwoord die Pasco 2 as jy VBO punte wil hê.